Goeiedag, ons is die week in gedeelte 23 of Parasha 23. 23 verteenwoordig Abba Vader se seën en beskerming en die vervulling van sy goddelike plan. Ja, die getal 23 kan ook beskou word as herinnering aan Abba Vader se getrouheid en die reis op hierdie pad van heiligmaking na volwassenheid. In die konteks van sekere Bybelse verhale kan 23 'n tyd van toetsing of voorbereiding simboliseer, aangesien dit oorgang tussen twee stadiums voorstel. Die 23ste parasha of die gedeelte uit die Torah word genoem Pekudei. Pekudei, waar daar staan in Eksodus 38 vers 21, dit is die berekening van die kostes van die tabernakel. Nou berekening in Hebreëus is Pekudei en dis die laaste gedeelte in Eksodus wat begin met 'n audit van hoe die bydraes vir die tabernakel gebruik is. Die gedeelte wat ons saam bestudeer in die Torah is in Eksodus 38 vers 21 tot Eksodus 40 vers 38. Hierdie gedeelte beskryf die voltooiing van die tabernakel en die samestelling daarvan en word afgesluit met die heerlikheid en glorie van Abba Vader wat die tabernakel gevul het. Ons is hartseer, maar ons is ook opgewonde om hierdie week klaar te maak met die boek van Eksodus of Shemot in Hebreëus. In hierdie gedeelte sien ons basiese opsomming of samevatting van die bou van die tabernakel. Ons sien in Eksodus 40 vers 17 op die eerste dag van die eerste Hebreëse maand in die tweede jaar, 1 Tishri, is die tabernakel geopen. Moses het die werk voltooi. Hy het gedoen net soos wat Abba Vader gesê het. En in Eksodus 40 vers 35 kom Abba Vader se teenwoordigheid en vul die tabernakel. 'n wolk en 'n vuur wat die kinders van Israel op hulle pad sal lei. Eksodus sluit af in vers 38 met voor die oë van die hele huis van Israel op al hulle reise. Wow. Om te dink, Eksodus sluit af deur te sê dat Abba Vader se wolk en vuur van teenwoordigheid steeds vir ons vandag steeds sigbaar is vir leiding op ons pad van heiligmaking. 'n belofte om by ons te wees, getrou aan sy verbond, want dis die Vader wat ons dien. Maak nie saak in watter wildernis jy jouself bevind nie, hy is die God, hy sê in Psalm 32 vers 8, ek wil jou leer aangaan in die weg wat jy moet gaan, my oë is op jou. Ja, die lewende God van Israel, Yod-Heh-Wav-Heh, wat in ons wandel en deur die Heilige Gees, hy is met ons, Immanuel, God met ons. Kyk jy na die gedeelte saam met die getal 23, symboliseer dit die oproep van ons koning. Ja, dit is die oproep tot die verspreiding van die evangelie. Ek en jy is sy tabernakel en ons het 'n opdrag. Dit is die oproep om disippels te maak. Dit is die oproep om in autoriteit saam met Yeshua se weermag op te staan. Hande aan die ploeg te slaan, want die oes is groot, my arbeiders is min. Dit is ons oproep om te laat dat Heilige Gees ons lei en te weet dieselfde krag wat Yeshua uit die dood uit opgewek het, leef in ons. Dit is die oproep om 'n nuwe grondgebied te betree vir ons koning. Ja, dit is die tentoonstelling van die krag van die koninkryk van Yeshua en dit is ons doel. Dit is die terugkeer na die kerk van Handelinge, oorgaan in aksie en doen dit waarvoor hy ons geroep het. Is jy reg? Mag Abba Vader die begeerte in my en jou gees inblaas om sy saad van waarheid, die goeie nuus op die lande te gaan saai, nie verwarring nie. En dis hoekom Jakobus sê in Jakobus 3 vers 1 tot 12, waarsku Jakobus ons op verkeerde leerstellings of onbesonne woorde, hoe dit die hele gemeenskap kan versteur. Dit sê dat die tong wat dikwels die instrument is van ons kommunikasie en onderrig 'n baie magtige, maar gevaarlike ding is. Jakobus lê ernstige klem op die verwarring wat ontstaan wanneer mense onverskillig of onbedagsaam oor hulle woorde of leerstellings is. Nee, mag Abba sy asem in ons blaas, sodat ons net sy saad van waarheid, die goeie nuus op die lande mag saai. So as ons kyk na die week se gedeelte, Pekudei, dan kom ons kyk wat 'n piktogram prentjie skilder Abba Vader vir ons net in die letters. So die woordjie Pekudei bestaan uit 5 letters, 5 wat beteken genade, en die 5 letters is eerstens die Pei, die Kuf, die Wav, die Dalet en die Jod. Nou die letter Pei is die 17de letter van die alefbet, en die prentjie, die piktogram prentjie wat Abba Vader vir ons in hierdie letter het, is die van 'n mond, en symboliseer die krag van woorde.
Ja, maar Vader sê in Spreuke 18 vers 21, dood en lewe is in die mag van die tong, en elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. Die letter Pi kan ook uit 2 letters saamgestel word, naamlik die Kaf, wat 'n piktogram prentjie is van 'n handpalm, en 'n Jod, wat 'n piktogram prentjie is van Abba Vader se regterhand. Yeshua, wat al hierdie autoriteit het. So as mens die 2 lettertjies in die Pi saamstel, verteenwoordig dit beskerming, autoriteit en die vermoë om lewe of dood te spreek met die mond. Vir die wat spreek as 'n spreekbuis van Abba Vader, is daar beskerming soos om in sy handpalm te wandel. Vir die wat spreek as 'n spreekbuis van Satan, daar's nie beskerming nie. En daarom sê Jakobus ook in Jakobus 3 vers 1, moenie baie leermeesters wees nie, my broeders, omdat julle weet dat ons 'n groter oordeel sal oorgaan. So in Rigters 3 vers 16 sien ons dat die Hebreëse woordjie Pi verwys na 'n tweesnyende swaard. Dit verteenwoordig Abba Vader se woord, die autoriteit van Yeshua en die mondstuk wat daardeur optree as 'n tweesnyende swaard. En dan elke letter het 'n getalwaarde, en Pi se getalwaarde is 80. En dis hoe Abba Vader ook vir Moses op 80 geroep het om sy mondstuk te wees, alhoewel Moses gedink het hierdie mond van my, nee. En so daar's 'n groot erns wat Abba Vader ons gee om elke woord wat ons spreek te spreek met onderdanigheid aan Abba Vader, om hom eer te bring en om 'n bron van lewe te wees vir ander met die woorde wat ons spreek. Ons woorde dra autoriteit. En dit moet Yeshua se liefde en verlossing verkondig. Dis die saad wat gesaai moet word, sodat ons ander na hom toe kan lei. Ja, die vyand aan die ander kant wil ook ons monde gebruik, om verwoesting en verwarring te saai, eenheid te breek, om te verwoes. En die vraag is, wie se mondstuk wil jy wees? So as ons kyk na die tweede letter van die Pikkedei, dan sien ons, dit is die letter Koef. Die letter Koef is die oorspronklike piktogram prentjie van 'n sonsopkoms. In Psalm 119 vers 145 beskryf Dawid hoe hy voor dagbreek uitroep na Jotewawei, terwyl hy ook in Psalm 113 vers 3 bevestig dat sy naam, dat Jotewawei se naam van sonsopkoms tot sonsondergang geprys moet word. Weereens, wat kies jy om met jou mond te doen? Abba Vader te prys of soos die vyand te doen, die vader van die leuen, jouself te prys? Die Koef is die 19de letter van die alefbet met 'n numeriese waarde van 100 en dit verteenwoordig heiligheid en om afgesonder te wees. Ons weet afgesonder is die Hebreë woordjie kadosh wat heilig is in Hebreëus, en dit begin ook met die letter Koef wat wys hoe Abba Vader afgesonder is van sonde. En dis die karaktereienskap van Abba Vader wat 3 keer herhaal word. Hy's heilig, heilig, heilig. Hy's afgesonder van sonde. En net so roep hy ons om heilig te wees. Dan kry jy ook in die woordjie, in die Hebreëse Koef, jy kry die woordjie Koef, wat in die Bybel, wat bestaan uit 'n Koef, 'n Waw en 'n Pi, wat saam 'n numeriese waarde van 186 vorm. Dieselfde as die Hebreëse woord Elkana, wat beteken Jotewawei, die skepper. Wat Abba Vader se heiligheid en almag beklemtoon en wat ons oproep om hierdie afgesonderde wyse te leef vir hom en om hom te dien. Hy roep ons om afgesonder te wees. Hy roep ons om heilig te wees. Yeshua sê in Markus 10 vers 30 dat die wie vir hom alles opgee, wat hulle huis of broers of susters of vader of moeder of vrou of kinders of grond terwille van hom sal opgee, terwille van die evangelie sal opgee, sal 100voudig geseën word, wat aansluit by die numeriese waarde van die Koef 100. Soos ons kyk na die derde letter van Pedukai, sien ons dis die letter Waw. Die letter Waw se piktogram prentjie is die van 'n spyker of 'n tentpen, wat gebruik word om 2 dinge saam te bind. Dit verteenwoordig die tentpenne wat die tabernakel, Abba Vader se teenwoordigheid met die kinders van Israel gebind het. En hierdie betekenis word duidelik in Yeshua se kruisiging, die spykers wat hom in die houtkruis vasgeslaan het, wat 'n weg gemaak het vir ons om Abba Vader te nader. Yeshua sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe, niemand kom by die Vader behalwe deur my nie.
Hy het die prys betaal sodat ons in Abba Vader se teenwoordigheid kan ingaan. Net soos die tentpenne die tabernakel anker en verbind, is Yeshua die brug tussen hemel en aarde. Die eerste keer wat die waw in die woord voorkom is in Genesis 1 vers 1, heel eerste vers, in die 6de woord, wat ve'et is, wat hemel en aarde verbind, net soos Yeshua dit kom doen het. So Abba Vader het dus van die begin af voorsiening gemaak vir ons redding deur sy seun. En hierdie prentjie wys ons hoe Abba Vader intentioneel van die eerste woord af sy plan vir verlossing vir ons openbaar het. Van Genesis 1 vers 1. Dis 'n liefdesverbond tussen Abba en ons. Dan as ons kyk na die 4de letter van Pedukai, dan sien ons dis die letter Dalet. En die prentjie wat Abba Vader vir ons skets deur die Dalet is die piktogram prentjie van 'n Dalet is die van 'n deur of 'n deurkusyn. En ons weet in Eksodus 12 vers 7 gee Abba Vader vir Moses hierdie opdrag dat die kinders van Israel die bloed van die lam aan die deurkusyne moet stryk voor die 10de plag. Wat as hulle die bloed aan die deurkusyne gesmeer het, het dit hulle lewens gespaar. Dit was 'n geestelike prentjie van wat Yeshua vir ons aan die kruis kom doen het. Ja, Yeshua self sê in Johannes 10 vers 9, ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word. Dan die Dalet simboliseer ook nederigheid, soos wat jy voor Yeshua ons koning buig. Verder beteken die woordjie Dalet skeiding, soos in Genesis 19 vers 6, waar Lot die deur sluit om sonde buite te hou. En die Dalet leer ons dus om sonde te vermy en in die lig van Abba Vader te wandel. Reg deur die woord roep Abba Vader ons om heilig te wees, want hy is heilig. Wat beteken dat ons afgesonder sal leef van sonde, vir sy gebruik, vir heilige gebruik. Dan die 5de letter van Pedukai is die letter Jod. Jod se oorspronklike piktogram prentjie is die van 'n arm of 'n hand wat krag en autoriteit verteenwoordig. Die letter Jod is die 10de letter van die Hebreëse alefbet en dra die betekenis van volmaaktheid en goddelike orde. In die woord sien ons die getal 10 verskeie kere as 'n teken van voltooiing, soos nie 10 keer wat Abba Vader in Genesis 1 gesê het, en Abba Vader het gesê, alles is goed, tot volgens skepingsdoel. Ons het gesien na die 10 gebooie, die 10 geslagte van Noag, en die 10 plaae van Egipte, die van Adam tot by Noag, die 10 geslagte, alles daarin is prentjies. Die woordjie Yad, wat van Jod afgelei is, word 1617 keer in die Bybel gebruik en wys op die soewereine hand van Abba Vader op die mens. Onthou in Genesis 3 vers 22 verloor die mens sy autoriteit weens die sondeval, maar in Matteus 28 vers 18 tot 20 herstel Yeshua dit alles toe hy sê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Yeshua die regterhand van Abba Vader bring herstel aan die mens en vervul die prentjie van die Jod. Hy gee ons die mag om weer in verbond saam met Abba Vader te wandel. So kyk ons na hierdie 5 letters, hierdie piktogram prentjies van hierdie 5 letters van Pedukai, dan sien ons Abba Vader skilder vir ons hierdie amazing prentjie. Ja, Yeshua roep ons. Abba Vader roep ons om disippels te wees, om die goeie nuus, die evangelie te verkondig, wat daarin glo die ewige lewe kan ontvang. Ja, Abba Vader roep ons om 'n mondstuk te wees. 'n Mondstuk soos 'n mondvletjie in sy hande, waar sy woorde uit ons monde kom as sy heilige priesterdom, wat kettinge breek, wat lewe bring. In 1 Petrus 2 vers 9 staan, ons is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry om wat te doen? Om te verkondig die deugde van hom, wat ons uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Ek wil herhaal, hoekom is ons geroep as heilige priesterdom? Om te verkondig. Om te verkondig. Ja, om te verkondig die deugde van hom wat ons uit die duisternis geroep het, om sy wonderbare lig te verkondig. Om met elke dagbreek uit te roep na Jotewawei en van sonsopkoms tot sonsondergang ons Skepper te loof en te prys as sy afgesonderde instrumente, mondvletjies. Ja, mag ons saam met die hele aarde getuig van sy grootheid. Ja, jy sien, dis alles moontlik gemaak deur die prys wat Yeshua betaal het toe hy vasgespijker is aan die kruis.
Sy hande en voete was vasgespijker en die vyand het gedink, daar het hy nou, daardie hande en voete wat beweeg het en ander genees het en ander van slawerny gered het. Hy het gedink, die vyand het gedink, ek spyker hom nou vas, ek spyker hom vas. Ja, die vyand het gedink, daar stop hy nou Yeshua se hande en voete. Maar nee, Yeshua het die prys betaal sodat ek en jy sy hande en voete kan wees. Nou is ek en jy in sy hande, is ek en jy, is ons besig om die werke te doen wat Yeshua doen en groter. Yeshua is die deur en daarom kan ons voor hom buig in nederigheid en diensbaarheid. In Yeshua het ons die autoriteit om op slange en skorpioene te trap en om sy kabinetslede te wees. Om ook so in intimiteit saam met hom te wandel, deur net te gaan waar hy ons lei en deur net te sê wat hy sê ons moet sê. En die vraag is, sal jy alles opgee? Sal jy jou lewe as geskenk kan gee vir hom? Sal jy jou huis kan opgee? Sal jy jou broers of susters of vader of moeder kan opgee? Sal jy jou vrou of kinders kan opgee? Sal jy jou grond ter wille van hom en van die evangelie kan opgee? As jy sal Abba Vader jou 100voudig seën. En dit is wat hierdie oorbring van Exodus na Levitikus toe behels. Want in Levitikus gaan ons leer, hoe kan ons Abba Vader nader en vir hom dankbaarheid met geskenkte, vrywilliglik nader met geskenk. Mag Vader jou seën en mag hy ons monde kom aanraak met 'n vuurkoel, sodat ons net sy waarheid sal verkondig. Kom ons bid so saam. Ons almagtige Vader, Papa, God, dankie vir die woord, dankie vir hierdie week se gedeelte wat ons saam kan bestudeer. Ons wil waarlik u tabernakel wees. Kom leef in ons, kom vul ons, sodat ons alles wat ons doen net u sal verheerlik. Ons loof en ons prys u van sonopkoms tot die son gaan sak. Wil ons u loof en prys in alles wat ons doen. Ek bid dit alles in Yeshua Messiah se naam, die seun van Jotewawei. Amen. Shalom.